Sondag, die 31ste van Maart. Die ware teken van disippelskap. Johannes 13 vers 34 tot 35 sê, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Die moeilikste uitdaging sekerlik vir enige kind van God is om met ander mense oor die weg te kom, veral as hulle ook sê, ons is Christene. Die vraag wat ek myself vra is, hoe doen ek dit? Want fees dit is nie maklik nie. Veral as ek wil fokus op my verhouding met die Vader. Dat ek Jesus wil volg, met ander woorde 'n disipel wil wees. So hoe maak ek nou? Is dit dan belangrik om hierdie skrif toe te pas? Natuurlik. Hier is die redes hoekom. 1. Net voor Jesus se kruisiging is Jesus en sy naaste volgelinge by mekaar. Hy was hulle voete, hou nagmaal en gee vir hulle hierdie nuwe gebod, om mekaar lief te hê, soos wat hy hulle lief gehad het. Waarom beklemtoon Jesus dat hulle mekaar moet lief hê, soos hy hulle lief gehad het? Want hierdie tipe liefde sal die teken wees van 'n ware disipel. Die teken sal nie wees dat ware disipels erken word aan hulle teologie of as wonderwerke deur hulle plaasvind of selfs hulle gehoorsaamheid aan die wette nie. Nee, maar aan hoe hulle mekaar liefhet. Daarom, wat is die ware identiteitsmerk van 'n ware disipel? Dat hulle liefde onder mekaar het en dat hulle mekaar liefhet soos Christus hulle lief gehad het. Waarom pla dit my dan dat ek vriendelikheid en liefde deel van my lewe wil maak? Want dit kom van die bron af, Jesus. Dit beteken, ek is in lyn met wat hy verwag en beveel. Efesiërs 4 vers 32 sê, wees vriendelik en vol deernis teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God ook julle in Christus vergewe het. Vergifnis is die nuwe gebod. Vergifnis is genade gee. Vergifnis is genade ontvang. Die disippels het geweet dat hulle mekaar moes lief hê, want dit was 'n bevel van God in Levitikus 19 vers 18. Maar hy voeg dit by dat hulle mekaar moes lief hê soos wat hy hulle lief gehad het. Jesus se liefde was selfopofferend en onvoorwaardelik. Net voor dit was hy hulle vuil voete. Daarom, hoe lief het die mense jou wat jy volg? Is hulle vol mooi woorde, goeie redenasies en kan die Bybel van voor tot agter uitlê? Vind daar wonderwerke deur hulle plaas en is hulle regtig goed met wette uitlê en onderhou? Dit is nie die teken van ware disipelskap nie, of is dit? Gebed. Vader, help my om my identiteit in Christus vas te lê, deur lief te hê soos wat hy lief gehad het. Help my om die belangrikheid hiervan te besef en myself te fokus op hierdie gebod. Help my om te vergewe en vry te spreek, want dan sal ek ook waarlik vry wees. Help my om hierdie liefde te verstaan wat U vir my gee in 1 Korintiërs 13 en uit te lewe en so U te volg in alles wat ek doen. Amen.